Liefdevolle Vader, dankie vir die verhale wat Jesus vertel het. Skryf dit op ons harte. In Jesus naam. Amen. Ons kyk nou na die onmisbaarheid van Jesus se geregtigheid. Die onmisbaarheid. Ons moet dit hê. Die koning het die gaste by die bruilofsfees ondersoek. Elkeen toegegaan. Net hulle by die voorwaardes nagekom en die bruilofskleed aangetrek het. Kyk, daai ouens was arm, hulle het nie klere gehad amper nie. Maar hulle het daai kleed aangetrek. Is aanvaar. Net so is dit ook met die gaste by die evangeliefees. Net hulle wat die kleed van Jesus se geregtigheid aangetrek het, kan deelneem aan daai fees. Geregtigheid is om reg te doen en ons sal volgens ons optrede geoordeel word. Ons het daai kleed so nodig. Ons kan wel Jesus se naam bely waardeur ons gered word, maar nou kom ons nie so ver om hom deur geloof as ons persoonlike saligmaker te aanvaar nie. En dit is so belangrik. Dit is nie goed genoeg om net in die teorie van waarheid te glo nie. Teologie red nie. Dit is nie goed genoeg om Jesus te bely en ons naam op die kerkregisters te hê nie. Ekskuus, maar ek het die lelikste mense in die kerk gesien. En nie buite kan die kerk nie. In Johannes 3:24, en hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom. Hoe bly ek in hom? Deur gehoorsaamheid. En hy gee my die krag om te gehoorsaam. Ek in hom en hy in my. Dit is groot gedagtes. En hieraan weet ons dat hy in ons bly aan die Gees wat hy ons gegee het, die Heilige Gees. En hieraan weet ons dat ons hom ken, nog 'n teks, as ons sy gebooie bewaar. Dit is die bewys van ware bekering. Wat ons belydenis ook al mag wees, as Jesus nie in dade van geregtigheid openbaar word nie, beteken daai woorde niks. Die waarheid moet in ons harte geplant word. Dit moet ons gedagtes en emosies beheer. Ons staan moet meer en meer met die woord van God gevul wees. Ons kan partykeer so klomp nonsens praat. Hy wil deelgenoot van die goddelike natuur word, sal in harmonie met God se groot standaard van geregtigheid, sy heilige wet wees. Onthou, die wet is 'n profiel van sy karakter. En ons moet dit nastreef. Soos jy die weg wegdoen, wat se leiding het jy dan? Dit is die reël waardeur God die gedrag van mense meet. Daar is baie wat beweer dat die sterwe van Jesus die wet kom afskaf het. Dis teologie. Maar dit weerspreek Jesus se eie woorde. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om dit te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of titeltjie van die wet ooit verbygaan nie. Totdat alles gebeur het nie. Nee. Want as hy weggaan, dan gaan die karakter van God weg. Dit was om versoening vir ons oortreding van die wet te doen, dat Jesus gesterf het. As die wet afgeskaf kon word, sou Jesus nie hoef te sterf het nie. Hy het die wet van God geëer en dit deur sy dood bevestig. Hy het sy lewe as 'n offer gegee, nie om die wet af te skaf nie, of die standaard te verlaag nie, maar dat geregtigheid gehandhaaf kon word, sodat die wet onveranderlik en ewig sal wees. Satan het valslik beweer dat dit vir die mens onmoontlik was om God se gebooie mooi te gehoorsaam. Want dit is mooi gebooie. Pragtig. In ons eie krag is dit waar dat ons dit nie kan doen nie. Ek kan nie. Hy gaan my help om dit te doen. Maar Jesus het as mens in sy volmaakte gehoorsaamheid vir ons bewys dat mensheid
bekleed met Godheid. Bekleed met Godheid. Aan elke voorskrif van God gehoorsaam kan wees. Het jy dit gekry? Hy wil het vir my gee, die gehoorsaamheid. Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Is dit nie mooi nie? Aan hulle wat in sy naam glo. Ons besit nie hierdie krag nie. Dit is God se krag. Wanneer ons Jesus aanneem, ontvang as sy krag om die lewe van Jesus te lewe. En hoe ontvang ek hom? Ek kom met my mislukkings, my bagasie, my verlede. En ek sê, Here, jy is 'n sondaar. Dan vat hy my soos die panelbeater. En hy maak my oor. En sy geskiedenis word my geskiedenis. Hoe is daai? God vereis volmaaktheid van sy kinders. Sy wet is 'n afskrif van sy karakter. En dit is die maatstaf van alle karakters. Hierdie mooi standaard word aan almal voorgehou, sodat daar geen misverstand met betrekking tot die soort mens is wat eendag saam met God in die hemel sal wees nie. Die lewe van Jesus op aarde was 'n volmaakte uitdrukking van God se wet. Jy het gekry. En wanneer mense wat beweer dat hulle kinders van God is, sal hulle ook aan God se gebooie gehoorsaam wees. Dan kan die Here ons vertrou om deel van die familie van die hemel te wees, geklee in die glorieryke klere van Jesus se geregtigheid. Hier is groot gedagtes. Kry ons 'n plek by die koning se fees. Nee, my kleed nie. My kleed is 'n verwerplike, vieslike stuk tooiings. Ek kry sy karakter en ek word deel van die fees. Ons kry die reg om by die bloedgewaste skare aan te sluit. Die man wat sonder bruilofskleed na die fees gekom het, is tipies van die toestand van baie in ons wêreld vandag. Hulle bely dat hulle Christene is en maak aanspraak op die seëninge en voorregte van die evangelie. Tog voel hulle geen behoefte aan hartsveranderings nie. En as jy nie behoefte het aan hartsverandering nie, het jy niks. Jy is verlore. Hulle het nie hulle oererflike en aangeleerde neigings tot die kwaad oorkom nie. Tog dink hulle dat hulle goed genoeg is en berus hulle op hulle eie verdienste in plaas daarvan om op Christus te vertrou. Ons verdienstes is niks, vertrou op hom. Hoorders van die woord kom by die feesmaal aan, maar hulle het nie die kleed van Christus se geregtigheid aangetrek nie. Baie wat hulle self Christene noem, is moraliste. Ag, hulle is tog so min of meer alright. Hulle het die gawe geweier wat hulle alleen in staat kan stel om Christus te eer deur hom aan die wêreld te verteenwoordig. En wat was daai gawe? Die werk van die Heilige Gees. En hierdie werk is vir hulle 'n vreemde werk. Dit moet nie 'n vreemde werk vir ons wees nie. Hulle is beslis nie daders van die woord nie. Hemelse beginsels wat mense moet onderskei van mense wat een met die wêreld is byna onherkenbaar geword. Van die mense in die kerk lyk net soos die mense in die wêreld. Die belydende volgelinge van Christus is nie meer 'n afgesonderde en besondere volk nie. Dit is so hartseer. Die mense het deel van die wêreldse gebruike en sy selfsug geword. Die kerk het 'n kompromie met die wêreld gesmee. Pleks dat die wêreld saam met die kerk tot gehoorsaamheid bekeer moes word. Ding is nie onderste bo. Die kerk het saam met die wêreld die wet begin oortree. Pleks dat die wêreld saam met die kerk tot die gehoorsaamheid aan die wet van God oorgegaan het. Ongelukkig word die kerk daagliks tot die wêreld bekeer. Mag die Here ons help om te breek met die wêreldse gemors en sy geregtigheid te soek. Mense verwag dat hulle deur Jesus se dood gered moet word, terwyl hulle weier om 'n lewe van selfopoffering te aanvaar.
Is dit nie tragies nie? Hulle besing die rykdom van vrye genade en beklee hulle met 'n skyn van geregtigheid en dink hulle kan hulle skande verberg. Hierdie optrede gaan beslis nie die toets van die wederkoms slaag nie. Die geregtigheid van Jesus sal nie 'n enkele gekoesterde sonde bedek nie. Die geregtigheid van die gemors weg. Hy bedek dit nie. Iemand kan 'n oortreder in die hart wees en miskien nie openlik sonde pleeg nie en mag deur die wêreld as regverdig beskou word. Maar die wet van God openbaar die geheime van die hart, my liewe vriend. Elke daad word volgens die motiewe getoets. Alleen dit wat in harmonie met die beginsels van God se wet is, sal die toets van die oordeel kan slaag. God is wat? Liefde. Hy het ons die geskenk van Jesus gegee. Die grootste geskenk van alle geskenke. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wat 'n geskenk. Besef ons dit. Ons kan al die krag van die hemel tap om die versoekings van die Satan te weerstaan. Maar die liefde van die Here sal nie moedswillige sondes in ons lewe verskoon nie. Jy 'n verskillige sonde wat jy aanvashou. Breek daarmee. Hy het nie die sonde van die Satan verskoon nie. En hy sal ook nie ons moedswillige sondes verskoon nie. Hy verwag dat ons sonde deur sy krag sal oorwin. So Here, ek het hierdie sonde. Ek kry dit nie reg nie. Gee my die krag om dit te doen en jy ontvang dit. As ons die gawe van Jesus se geregtigheid verwerp ons die karaktereienskappe wat ons kinders van God maak. 'n Mens moet hierdie goed oor en oor lees, dit is so diep. Ons verwerp dan dit wat uitsluitlik vir 'n plek by die feesmaal van die koning kwalifiseer. In die gelykenis het die koning vir die man 'n vraag gevra. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy op aarde, het jy hier sonder 'n bruilofsleed ingekom? Hy kon nie 'n woord sê nie. So gaan ons ook in die dag van die groot oordeel met ons gaan. Ons sal nie kan sê, hey, skus nie. Ek kan vandag verskoning vir my swakhede maak. Maar in daardie dag sal ek dit nie kan doen nie. Ek sal stom wees. Mense wat Jesus bely, word hoog aangesien. Die Here laat sy toenemende lig op ons skyn. Toenemende lig. Ons geniet baie meer geestelike voorregte as die van die volk van ouds. Ons het nie net die groot lig wat aan Israel toevertrou is nie, maar ons het toenemende bewyse van die groot verlossing wat deur Christus aan ons gebring is, die Nuwe Testament. Dit wat tipe en simbool vir die Jode was, is vir ons 'n werklikheid. Studeer die Bybel. Probeer tekste memoriseer. Want as jy die Bybel lees, dan hoor jy die stem van God. Al die Ou Testamentiese geskiedenis gehad. Ons het dit in die Nuwe Testament. So ons het 2 testamente. Ons het die versekering van 'n verlosser wat gekom en gekruisig is en wat opgestaan het. Vir ons ontvul. Christus word in preke aan ons geopenbaar, in liedere wat ons sing. Daar's mooi liedere. Upon the cross of Jesus, my eyes at times can see the form of one who died for me. And from my smitten heart and tears, 2 wonders I confess. The wonders of redeeming love and my unworthiness. Memoriseer hierdie mooi gedagtes. Die bruilofskleed wat teen 'n oneindige koste bekom is. Golgotha sê hoe duur is daai ding.
word vrylik in God se groot liefde en genade aan ons voorsien. Hier is dit, hy ewigheid. En dan is daar ook nog die vrye toegang van die beloftes van Gods woord, hier by 4000 van hulle. Ons het toegang tot die Vader deur Jesus. Ook nog die vertroosting van die Heilige Gees. En dan is daar ook nog die belofte van die ewige lewe in die koninkryk van God. Ewige lewe. Ek is nou amper 90, 25 Mei is ek 90. Dis soos 'n gedagte verby. En die insleepdiens van Afbob is gereed om my te vervoer. Ons moet ons lewens regmaak, gou. Wat is daar wat God nog nie vir ons gedoen het? As dit wat hy reeds vir ons gedoen het nie. Die groot maaltyd, die hemelse maaltyd. 'n vlekkelose karakter. Hy kan niks meer doen nie. Hy het alles gegee. Wat gee ons? In die hemel praat die dienende engele. Die bediening wat aan ons toe opgedra is, het ons getrou gedoen. Ons het die bose engele in toom gehou. Ons het helderheid en lig na kosbare siele gestuur. Die engele werk om ons te red. Ons het hulle geheue met die groot liefde van God verfris, wat in Jesus geopenbaar is. Die engele werk in ons gedagtes. Ons het die engele. Ons het die Heilige Gees. Ons het Jesus en God die Vader. Wat wil ons nog meer hê? Sondaar, gee jou hart aan hom en leef vir ewig. Ons het hulle oë op die kruis van Jesus laat fokus. Die engele. Hulle doen dit. Hulle harte is deur 'n besef van ons van sonde diep geraak omdat die seun van God gekruisig is. Werk van die engele. Ons sal eendag besef wat die engele alles vir ons gedoen het. Vir hulle wat tot die saligheid geroep is. Hebreërs 1 vers 14. Hulle het gesien watter stappe geneem moet word om bekeerd te word. Hulle het die krag van die evangelie ervaar. Hulle harte het sag en teer geraak toe hulle die liefde van God gesien en beleef het. Hulle het die pragt, die skoonheid van Jesus se karakter aanskou. Maar vir baie van hulle was die prys om Jesus te volg te duur. Kan jy sulke onnozele besigheidsmanne besef? Hier is dit. En God bied dit aan. Hulle was glad nie bereid om hulle sondige gewoontes en leefstyl prys te gee nie. Hulle wou nie hulle aardse klere uittrek om die kleed van die hemel bedek te word nie. Hulle harte was aan sondige begeerlikhede gekoppel. Nee, vreugdekie is maar so klein. Hulle het hulle aardse vriende liewer gehad as wat hulle God lief gehad het. Die dag van hulle finale afrekening sou plegtig en skrikwekkend wees. Johannes beskryf hierdie dag as volg. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie die aangesig van die aarde en die hemel weggevlug het. Almal gaan dit sien. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan. En die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. Die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Kan jy jouself indink wat die verlorenes daardie dag gaan ervaar? Wat 'n pynlike ontnigtering. Ons mag nie aan daai kant wees nie. Hartverskeurend sal die terugblik op daardie dag wees, wanneer ons van aangesig tot aangesig met die ewigheid gekonfronteer gaan word. Ons ken nie tyd nie, maar ons gaan gekonfronteer word met ewigheid wat tydloos is. Die wêreldse plesier, rykdom en eer sal vervaag. Ons sal dan sien dat net die waarheid wat ons verwerp het, van ewige waarde was. Ons sal dan besef wat 'n ontsettende prys 'n mens betaal as jy die wet van God verwerp. En dis wat die duiwel in die mense se koppe sit, die wet is nie nodig nie. Hy het die wêreld mislei.
Daar gaan nie weer 'n geleentheid wees om vir die ewigheid voor te berei nie. Dit is net nou dat ons die kleed van Jesus se geregtigheid moet aantrek. Dit is net nou dat ons karakters moet vorm om die wonings te gaan beset wat die Here vir ons, sy gebooie bewaarende kinders, gaan voorberei het. Die sandjies van die tydglas, dis die paar jaartjies wat ons leef, is besig om vinnig uit te loop. Hoe oud is jy nou? Die einde is op ons. Aan ons word die volgende waarskuwing gegee. Maar pas op vir julleself. Bekommerd oor ander. Pas op vir julleself. Dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en dwelms en sorge van die lewe nie. En die dag julle nie skielik oorval nie. As ek sterf, is dit verby. Moenie onverwags by die bruilofsfees van die koning teleurgesteld wees nie, asseblief nie. Maak seker dat jy die koning se kleed nou reeds aangetrek het. Daarom moet julle ook gereed wees. Want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Openbaring 16:15. Kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, klere wat hy ons gee, sodat hy nie miskien naak rondloop en sy skaamte sien nie. Volgende keer, die vriend wat middernag kom besoek het. Liefdevolle Vader, hierdie lewe is net 'n voorbereiding. Die eintlike lewe kom. En ons kan tyd verspil en die ewigheid verspil deur aan sonde vas te kleef. O, ek bid U, reinig ons en heilig ons en klee ons met U karakter. In Jesus naam.